Baie dankie. Goeiemôre broers en susters. Kan julle my almal lekker hoor? Goed, ek kan julle almal lekker sien. Dit is vir my lekker om vanoggend hier saam te wees, hier in Highfields vanoggend. As 'n mens so deur die venster kyk, dan lyk dit of dit koud moet wees, maar hulle sê dit gaan 27 wees, so lekker. Oggend, baie dankie dat jy vanoggend gekom het. Waar 2 of 3 in sy naam is, daar is die Here. So ek sien uit om vanoggend dan saam met julle die Here te aanbid. Ons volg die liturgie vanoggend soos wat ons dit in Noord doen, so hy so 'n bietjie aangepas, so die voorafsang gaan deel van die lofprysing wees as deel van ons liturgie. En dan, ek is geweldig opgewonde en bly dat julle besluit het om saam met ons op die 23 November ons spesiale Kerssangdiens, en ek wil dit onderstreep, dis 'n diens. Ek self gaan 'n kort woordbediening doen en dan gaan ons oorgee aan Jannie de Tooy en dan ook 'n kamerkoor van die Drakensbergse Seunskoor. Al wat ek vir jou sal aanbeveel is, kom vroeg. Ons het nou nie die lekker parkering wat julle hierso in Highfields het nie, so as jy die oggend wil kom lekker vroeg, dat jy rustig kan parkeer en kom sit in die kerk en rustig word. So ons sien baie uit om julle te ontvang op daai baie, ek dink dit gaan 'n besonder lekker geleentheid wees. Ek het laas week met Jannie de Tooy gepraat, toe sy in Nederland. So hy sien baie uit en hy het al baie van hierdie dinge gedoen. So dit gaan 'n baie lekker oggend wees. En dan is ek half jaloers, want ek sien met julle Kerssangdiens gee julle roomys en vrugteslaai. Dit klink net baie lekker en baie aangenaam. So vriende, wat ons nou gaan doen is, ons gaan onsself instel vir die erediens deur te luister na die lied Nader tot die Here, en dan gaan ons begin. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons staan en ons sing 4 liedere lekker hartlik saam. Die eerste lied dan, God is hier teenwoordig.
God is hier teenwoordig, houd ons bidden nodig, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Heere, Jerusalem te hom ter Heere. Iomroem, Heere Hemelvader, om nou allemaal nader. God is in sy tempel, hemelpoort gewewe, almal buig voor hom wat lewe. Ewig is en heilig, heilig is die Heere, in die allerhoogste sfere. En hy die stof, Gods lof, Heere God van vrede, hoor ook ons gebede. Loof die Heer, hy is goed. Loof die Heer, hy is goed, sy heilige naam, dat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee wat roep, nuwe krag. Loof die hemel, die Heer, al die engele saam, dat alles in die groot heelal die Heere loof. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee wat roep, weer nuwe krag. Lof sing die Here. Ewig is en tot sy ere, sing die koning, die skepper, die Vader, die Heere. Loof almal saam, groot is sy heilige naam, kom die Heer van die Heere. Loof sing die Heere, ja almal kom loof nou die Heere. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog op hom gerig. Is die Heer van die Heere. Dan sluit ons af met loof die Here al wat lewe. Loof die Here al wat lewe, hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing.
loof hom, prys hom, loof en prys hom, loof die Vader, God en Heer. Soos 'n Vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe oortredings en berei 'n vreugdefees. Loof hom, prys hom, loof en prys hom, laat ons hom gehoorsaam wees. Geliefdes, kom ons luister na 'n interpretasie van die 10 gebooie. Geen ander gode nie. Jy moet die Here jou God alleen vertrou, van hom alleen die goeie verwag en hom bo alles lief hê. Geen beeld van God nie. Onthou, die Here is meer, baie meer as jou gedagtebeeld van hom. Sorg daarom dat jy sy woord hoor. En so word jy telkens gekorrigeer in jou skraal denke oor God. Sy naam nie uitelik gebruik nie. Onthou, die Here het jou lief. Leef uit sy liefde, anders misbruik jy sy naam. Geen werk op die Sabbat nie. Rus in God se genade in Christus. En hierdie rus word versterk by die erediens. Ja, eer jou vader en jou moeder. Gee erkenning vir hulle wat jou in die lewe help. Respekteer gesag. Jy mag nie moord pleeg nie. Respekteer die lewe van ander mense. Dink, doen en sê net wat ander se lewe opbou. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Koester jou huweliksmaat. Wees trou aan mekaar. Wees trou in alle verhoudings. Jy mag nie steel nie. Hanteer ander mense se goed versigtig. Gee aan almal wat hulle toekom. Betaal jou skuld. Jy mag nie vals getuienis aflê. Moenie onwaar, halwe waar dinge oor ander mense kwytraak nie, veral op sosiale media. Beskerm eerder ander mense se eer. Jy mag nie iets van jou naaste begeer nie. Gun ander mense ook vreugde in die lewe. Moenie dinge vir jou wil opeis wat aan ander behoort nie. Geliefdes, en dit is so, as ons dood eerlik wil wees met onsself, dan sukkel ons om hierdie 10 gebooie na te kom. En daarom gaan ons nou sittende sing lied 239 vers 2 en 3. En ek sal wat kan ek doen om my sonde te versoen, so my hart met ewig vloei, so my trane ewig vloei, nog gebede, nog gewin, kan my redde u alleen. Leef net met my sondelas, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, u het op my skuld dra. U geslaan tot heilsfontein, was my eiland, maak my rein. Kom ons bid saam. Ewige en almagtige God, soos wat ons hier vanoggend saam is as 'n geloofsgemeenskap, weet ons, U ken ons harte
U ken al ons begeertes, ja, vir u is niks verborge nie. Reinig daarom deur ons harte deur die werking van u Heilige Gees. Ja, Here, sodat ons u volmaak mag lief hê en u heilige naam mag groot maak. Deur Jesus Christus, ons Here, vra ons dit. Amen. Liewe broer en suster, in Johannes 20, vers 23, sê Jesus die volgende: As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. Daarom, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, gee ek vanoggend vir jou die versekering, jou sondes is inderdaad vergewe. Amen. Geliefdes, met hierdie wete, kom ons staan nou en ons sê saam hardop die apostoliese geloofsbelijdenis saam met die kerk van die eeue. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou lied 260 vers 11. Onbeskrywbare wese, die Vader, Seun en Gees, leer my ek en al beter, die gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van jou liefde, in die waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie, amen, bly my hart getuig. Geliefdes, ek onthou toe ek 'n kind was in die gemeente waar ek groot geword het in Oos-London, as ons op hierdie punt gekom het, dan het ons ontspan, en dan is dit oor aan die dominee, dan moet hy sy ding doen. So ons kom nou by die diens van die woord, en voordat ons saam lees uit Lukas 11, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het net 'n begeerte vanoggend om net weer te sê, dat ons dankbaar is, dat U ons Here Jesus Christus uit die dood opgewek het. Sy dood het ons dood vernietig. Sy opstanding het vir ons die lewe gebring. Hy is ons goeie herder. Here Jesus, help ons asseblief nou om op te let na U stem. Ja Here, vorm ons soos U ons wil hê. Doen dit nou, deur ons U stem in U woord te laat hoor. Amen. Seker, goed. Nou is jou geleentheid, as jy wil gaan. Die opwinding is groot hier en daar. Mag ons nooit ophou hardloop in die kerk nie.
Geliefdes, as jy dalk jou Bybel het, of dit dalk op jou selfoon het, ons gaan lees uit Lukas 11, uit die 2020 vertaling. Die opskrif van Lukas 11 is dan, soos wat die tema ook sê, gebed. Op 'n keer het Jesus op 'n sekere plek gebid, en toe hy klaar was, het een van sy disippels vir hom gesê, Here, leer ons bid, soos ook Johannes sy disippels geleer het. En hy het vir hulle gesê, wanneer julle bid, moet julle sê, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, gee ons elke dag ons daaglikse brood, en vergeef ons sondes, want ook ons vergeef elkeen wat teenoor ons skuldig staan, en bring ons nie in die versoeking nie. Hierna het hy vir hulle gesê, gestel een van julle het 'n vriend, en hy gaan om middernag na hom en sê vir hom, vriend, leen tog vir my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit. En daardie man antwoord van binne af, moet my nie pla nie, die deur is al gesluit, en ek en my kindertjies is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee nie, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat die man so onbeskaamd aanhou. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang. Wie soek, vind. Wie klop, vir wie klop sal oopgemaak word. Watter vader onder julle sal as sy seun vir hom 'n vis vra, om 'n slang in plaas van 'n vis gee, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee? As julle wat sleg is, dan weet om die goeie geskenk aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Geliefdes, dit is die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en dit dan ook doen. Teen Mei 1940. Nou weet julle waar is ons. Teen Mei 1940 was die Britse en die geallieerde magte vasgekeer op die strande van Dunkirk in Frankryk, met die Duitse leer wat vinnig op pad was na hulle toe. Ongeveer 400.000 soldate was vasgekeer. En die situasie kan julle nou vir julleself indink, lyk maar donker. Daar is geen vooruitsig op 'n veilige ontsnapping nie. En dit het gelyk asof die Britse leer en hulle bondgenote uitgewis gaan word. Op 24 Mei 1940 het die Britse eerste minister, Sir Winston Churchill, koning George VI in the Church of England, 'n nasionale dag van gebed uitgeroep. Mense reg oor die Verenigde Koninkryk het by kerke bymekaar gekom en ernstige bid vir uitkoms. En koning George het spesifiek versoek dat sy nasie moet bid vir 'n wonderwerk, sodat die soldate gered kan word. Wat daarna gebeur het, word dikwels verwys na 'n reeks wonderwerke. Eerstens het die Duitsers skielik gestop. Op die vooraand van wat 'n verpletterende aanval sou wees, het Adolf Hitler onverwags die opmars van sy troepe beveel om te staak. Tot vandag toe is daar geen definitiewe verduideliking vir hierdie bevel nie. En die geallieerde magte dus 'n kans gekry om te ontsnap. Nommer 2, slegte weer oor die land. Swaar weer oor Noord-Frankryk het die Duitse Luftwaffe op die grond gehou, wat beteken dat hulle kon nie die soldate bombardeer nie. Derdens, 'n kalm see. Terselfdertyd dat die weer oor die Engelse kanaal skielik verander in die water, was ongewoon kalm. En dit het 'n veilige ontruiming met klein bote van allerlei soorte teweeggebring.
330.000 soldate sou die volgende 9 dae met klein visserbote en seiljagte en ander vaartuie oor die Engelse kanaal gered word. Hierdie dramatiese reddingsoperasie word onder andere toegeskryf aan mense wat gebid het. Geliefdes, en so het die disippels ook op 'n dag vir Jesus sien bid en vir hom gevra, Here, leer vir ons om so te bid. En dan onderrig Jesus hulle in gebed, wanneer julle bid, sê hy, en dit veronderstel dat gebed 'n gereelde aksie is, moet julle so bid. En dan leer hy hulle 3 waarhede oor gebed. Nommer 1, oor die inhoud van ons gebed. Nommer 2, oor die gesindheid van ons gebed. En in die derde plek, oor God se antwoord op ons gebed. Eerstens dan die inhoud van ons gebed. As ons die inhoud van ons gebed, leer Christus sy disippels die Onse Vader. Dis waaroor gebed gaan. Die presiese woorde in Lukas het julle half agtergekom toe ek het lees, is 'n bietjie anders as wat ons onthou van die Matteus perikoop. Dit gaan nie oor 'n slaaf se nabid van presiese woorde nie, maar riglyne vir die inhoud van ons gebede. Die inhoud bestaan uit 2 dele. Die eerste gaan oor verheerliking van God se naam. God se naam word geheilig en sy koninkryk kom. En geliefdes, dit moet ons mooi hoor, daarmee bied ons onsself aan en stel ons onsself in diens van God se naam en sy koninkryk. Die Here laat dit deur ons kom. Hier is ek, gebruik my, laat u naam geheilig word deur my, laat u koninkryk kom deur my. Hier is ons, gebruik ons. Die tweede deel van die inhoud gaan oor dit wat ons vir onsself mag en moet vra. Ons mag vra vir brood, vir ons daaglikse brood, vir alles wat ons elke dag nodig het om van te lewe. Genoeg vir elke dag. Brood is hier simbolies van ons lewenskrag, ons gesondheid, ons klere, ons kos, ons geld en goed, al ons fisiese behoeftes. Dit kan ons van God vra, weer en weer kan ons dit vra, maar ons kan ook van vergifnis vra. Here, verlos ons van alles wat ons lewe vashou, alles wat ons lewensgeluk steel, wat ons verhoudinge breek. Maak ons emosioneel heel. Dit gaan dus oor meer as net jou fisiese behoeftes. Verlos ons van die bose. Bewaar ons van versoeking. Hier gaan dit oor ons geestelike behoeftes. Vader, dat ons naby u sal lewe. Dat die boosheid in onsself en in die wêreld daar buite ons nie van u af sal wegskeer nie. Die inhoud van dit wat ons gebed vra is dus alles omsluit. Alles omsluit. Al ons fisiese, ons emosionele, ons geestelike behoeftes, waaroor mag ons bid? Jesus se antwoord is oor alles. Enigiets wat ons nodig het, ons ganse bestaan, ons hele lewe, ons geestelike beskerming teen enigiets wat ons uit die intieme verhouding van God wil wegrig. Dis nommer 1. Nommer 2 gaan oor, as Jesus oor gebedsonderrig praat, gaan dit oor die gesindheid. Dit is belangrik, geliefdes, ons moet dit mooi verstaan. Gaan oor die gesindheid waarmee ons bid en vra. Wanneer Jesus sy disippels leer bid, gee hy nie net riglyne oor waarvoor ons moet bid nie, maar hy praat ook oor die gesindheid van ons gebed. Ons kan met groot vrymoedigheid bid en aanhoudend vra. Want die een tot wie ons bid is ons hemelse Vader. Hy is die wonderlike Vader wat liefdevol is, vol deernis. En hy wil graag ons gebede beantwoord. En om hierdie gedagte te onderstreep, vertel Jesus soos wat hy baie keer gedoen het, 'n gelykenis. Hy sê vir sy disippels, daar was 'n vader en sy kinders en hulle was reeds in die bed, vas aan die slaap. Waarskynlik so een vertrek huisie van destyds.
En toe daag daar in die middel van die nag 'n vriend op en klop en vra vir brood. Ja, 'n ongemaklike tyd, onwrigtend. En boonop was daar nie brood in die huis gewees nie. Maar tog, so verduidelik Jesus, sal die Vader opstaan en vir die buurman gaan opklop, al is dit middernag, om brood te leen vir sy onverwagte gas. Dit is maar net hoe die Midde-Oosterse gasvryheid gewerk het. Dit was die normale ding om te doen. Met ander woorde, die middernaglike gas kon maar met vrymoedigheid aanklop. En hy het geweet, sy vriend sou opstaan en uit sy pad uitgaan om vir hom brood te gee. So ons, ek en jy, liewe broer en suster, kan dus met vrymoedigheid tot die Vader nader en met hom praat. Ons kan by hom gaan aanklop met enige versoek. En ons mag maar vra en weer vra. En Jesus nooi ons vanoggend opnuut uit om met vrymoedigheid te vra en aan te vra. Dit is die gesindheid waarmee ons kan bid. Want die gesindheid waarmee ons betref, is daar tog iets wat ons verder moet raak sien. As ons mooi, rustig hierdie gedeelte lees, telkens gebruik Jesus die woordjie ons. Ons Vader, gee ons brood, vergewe ons, bewaar ons. Gebede gaan nie net oor my nie, maar dit gaan ook oor ander. En daarom moet ons vir mekaar bid. En daarom het julle dit op julle afkondigings, vir wie moet ons bid? Wie is in die nood, vir wie kan ons intree? Gebed kan nie selfsugtig wees nie, want ons bid immers tot ons Vader, hy wat vir al sy kinders wil sorg. So dis nommer 2, dit is die gesindheid waarmee ons kan bid. En dan die derde een is ons antwoord, die Hemelse Vader dan, hoe antwoord hy vir ons op dit wat ons vra? Die eerste plek wil hy vir ons die beste gee. Net so min, dit het ons nou gelees, nee, julle sal onthou, net so min as wat 'n aardse vader vir sy seun wat vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee, of as sy seun vir hom 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee. Niemand van ons sal dit tog doen. En net so min sal ons Hemelse Vader vir ons iets sleg gee, as ons dit van hom vra. Nee, ons Vader is nie so nie. Hy weet wat ons nodig het. Hy sal vir ons die goeie gee. Hy hoor ons gebed. Hy verhoor ons gebed. Hy gee vir ons wat ons die beste nodig het. En dit beteken dan soms ook nie nou nie. Wag 'n bietjie. Nou hier in Lukas staan, hy sal vir ons die goeie gee, maar daar word iets belangrik toegevoeg. Hy sal ook vir ons die Heilige Gees gee. En dis die beste wat ons van hom kan kry. Want die Heilige Gees is die bron van alles wat goed is. Dis God self wat by ons kom bly, langs ons, bokant ons, anderkant ons, binne ons, die versorgende, troostende, liefdevolle teenwoordigheid van God in ons lewe. Dit is die goeie wat God graag vir ons wil skenk. En ons kan dus met groot vrymoedigheid weer en weer van ons Hemelse Vader afbid. So vanoggend leer ons dus hierdie 3 dinge oor gebed. 1, ons kan enige iets vra. 2, ons kan met vrymoedigheid vra. Weer en weer. Ons Vader sal vir ons die beste gee. Hy sal veral ook vir ons sy teenwoordigheid gee deur die Gees van God wat in ons bly. So geliefdes, die vraag eintlik vanoggend is, doen jy dit? Bid jy? Hierdie is nie nuut nie, maar die vraag is net, doen ons dit? En dink nou net wat kan gebeur as ons dit wel doen. Nou, van julle was saam met ons tydens Pinkster. Dominee Rudy Swanepoel skryf die volgende in die lig winter Pinkster uitgawe van jaar op bladsy 35. Skryf hy oor gebed en hy wil graag dit lees want dit gee ons 'n praktiese toepassing. Hy sê dit kan vir baie gelowiges nogal intimiderend klink om sommer so van gebed te praat. Daar is vele wat reken dit is te moeilik
om reg te bid. Dalk is jy een van hulle. Hulle vermoed dat hulle gebede nie goed genoeg is nie. Maar die waarheid is dat gebed begin waar? By bewustelikheid. Gebed begin waar jy 'n behoefte het. Jy sien iets. Jy hoor iets. Jy ervaar iets in jou eie lewe. Jy sien iets op TV en dit ruk jou aan die hart. Mense wat in 'n oorlogssituasie is, kinders wat sterf, bende geweld op die Kaapse vlaktes. Ou mense wat aangerand word in ouer huise. Dit ruk jou hart. En dan bid jy. So daarom sê hy, ons moet 'n gebruik maak om te bid. Aan tafel. Soos wat ons groot gemaak is. In die kar. Voor slapenstyd. Voor 'n groot geleentheid. En so sal die gebruik mettertyd 'n goeie gewoonte raak. 'n Gebed hoef nie net mooi te wees nie. Dit hoef ook nie perfek te wees nie. Dit is 'n gesprek met God. Kort, eenvoudig. So kom ons maak daarvan gebruik. En dan is hier nog 'n verdere praktiese wat ek nou net genoem het. Kom ons som dit net op. Aan die tafel. Nou, wat is die wimpie moment? Ek hoop julle onthou hierdie woord, die wimpie moment. Nou geliefdes, ek het getrou in 'n familie en hulle glo in die wimpie. So wanneer ons op die lughawe is, dan wil ek nou by ander plekke wat ek dink bietjie meer exciting is nie, my skoonouers stoel nog geleef het wimpie. Nou goed, mens, ek is nou nie in die familie, so mens gaan nou maar wimpie. Nou, sit jy daar in die wimpie, nou kom jou lekker ontbyt wat jy nou bestel het. Nou kyk jy vir mekaar. Gaan ons of gaan ons nie? Wat ek hier sê is, ons gaan bid. 'n week gelede het ek 'n klompie mense, kollegas van Swaziland, wat die argief besoek. En ons is so tussen 12 en 1, en tog ons kan nou nie vir mense tussen 12 en 1 nie ou ietsie gee om te eet. En nou gee ons vir hulle so ietsie om te eet, en tee en koffie. En wat my die meeste beïndruk het, voor daai manne en vroue begin eet het, sê een, let us pray. En hulle vra die seun vir daai kos en ons gaan aan. So dis nommer 1, so ons moet bid, nee, dis ook 'n getuienis, wanneer 'n mens in die wimpie bid. In die kar voor slapenstyd, voor 'n geleentheid, die oggend- en aandgebed. Dit is iets wat ek nogal baie sterk in glo. As julle nou hier uitstap, by die deur daar agter, dan sal julle van my oggendgebede lê nog daar wat by 'n vorige geleentheid hier uitgedeel het. En dit is dat ons moet in 'n gewoonte kom om in die oggend, eerste ding, nie jou selfoon te vat nie, maar die oggendgebed, en my oggendgebed, begin met 'n belydenis. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor bly wees en daaroor juig. En dan volg die Jesus credo, wat Scott McKnight. Dit is 'n aanpassing van die Shema, wat begin en sê, luister Israel, die Here jou God is die enigste Here. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, siel en verstand. En dan kom Jesus en dan voeg hy 'n ander vers uit Levitikus by, jou naaste soos jouself. En dan bid jy die Onse Vader. En dan doen jy voorbidding. Dan bid jy nou vir daai goedes, vir die groot geleenthede, vir die klein geleenthede, vir dit wat in jou lewe gebeur. En dan bid jy. Toe ek in hoërskool was, het ons altyd gebid vir die manne op die grens. Dan bid jy vir die wêreld en al sy. So dit is die oggendgebed. Die aandgebed, kyk jy terug na die dag en sê vir die Here, ek is hieroor dankbaar. Ek is hieroor vies, want ek het droog gemaak. Ek gaan môre weer probeer. So ontwikkel jy 'n persoonlike verhouding met die Here. Want ons het mos nou geleer vanoggend, ek kan met enigiets met die Here praat. Ek kan tot die Here nader, want hy sal vir my gee. So dit is 'n paar praktiese voorbeelde. En daarom sê Paulus vir ons, ten slotte, doen dit alles bidtend. Smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir alle gelowiges. So dan wil jy Efesiërs 6 vers 18 neerskryf, om hierdie week 'n bietjie lees en vir jouself net vra, wat gaan vir jou werk?
Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U is ons toevlug. As ons uitgeput raak deur die lewe se inspanning, as ons stom geslaan word deur die probleme van die lewe, as ons verwond word deur hartseer van ons bestaan, dan kom ons na U toe vir troos en bemoediging. Here, U is die bron van ons krag. As uitdagings bo ons kragte is, as die versoekings op ons pad te sterk word, as ons roeping vra meer as wat ons kan gee, dan kom ons na U toe vir krag. Here, U gee vir ons al die goeie dinge in die lewe, van U kom ons ideale en die drome, en ons dankie daarvoor. Here, ons bid, help ons om te glo in U oneindige liefde, sodat ons seker sal wees dat U ons gebede hoor. Help ons om so te glo in U onmeetlike krag, sodat ons seker sal wees dat U dit vir ons sal doen, meer as wat ons kan vra of dink. Help ons om te glo in U alwysheid, sodat ons seker sal wees dat U ons sal antwoord, en nie soos in ons onkunde van U sal vra nie, maar soos U in U volmaakte wysheid altyd die beste vir ons gee. Here, dankie dat ons vanoggend ook vir Highfields kan bid. Kan bid dat Dominee Leon volkome sal herstel. Dat U hierdie gemeente se 50 jaar vorentoe sal vat, met die wete dat U vir hulle versorg het en onderneem het. Ons bid vir elke leier. Ons bid vir die kerkraadsvergadering wat vanoggend gaan plaasvind. Ons bid vir mense wat siek is, mense wat werkloos is, mense wat seer gekry het in die lewe. Here, maar ons bid ook vir die wêreld rondom ons. Ons bid vir dat die bende geweld op die Kaapse vlakte, dat daar 'n oplossing sal wees. Ons dink aan wat in Sudan aan die gebeur is. Ons bid vir die vredesooreenkoms. Ons bid vir die situasie in Gaza, dat die vrede sal gehandhaaf word. Ons bid dat daar ook eendag vrede sal kom in die Oekraïne. Here, dankie dat ons hierdie sake voor U kan bring, omdat U ons Vader is. Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, soos dit in die begin was, nou is en vir ewig sal wees. Amen. Geliefdes, soos julle gebruik, gaan die kollekte nou opgeneem word. Sê weer? Ons gaan dit na die kollekte sê, daai twee same.
Worship His holy name. Sing like never before. Oh, soul, I worship Your holy name. I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Geliefdes, ons gaan nou 2 uitstuurliedere sing. So kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Ons Vader bewoonde die hemel, geheiligd zij uw naam, dat die rijk om eeuwig geschied, zoals in die hemel, zo op die aarde. Geef ons vandaag ons dagse brood en vergeef ons al ons skuld, net soos ons vergewe die wat in ons onrecht. Kom ons nie in die verzoeking, maar verlos van die bose. Van is die rijk en die sterkte en die Heere, voor eeuwig en eeuwig. Amen. Voor eeuwig en eeuwig. Dan sluit ons af met my themalied, lied 524, God roep ons met woord en daad. God roep ons met woord en daad vir hom te leef en werk. Hy roep ons deur sy woord en gees en maak van ons sy kerk. Hy kies, bewaar en onderhou, hy inspireer en bou. Geloof wat deur die liefde werk, hou my groei maak sterk. God roep en salf ons met sy gees, tot koning en profeet, tot priester met 'n hart en hand, vir hulle nood en leed. Hy leer ons om te werk en bid, om berge te versit. Hy wat vir ons die gawes gee, maak ons vir diens gereed.
Ek hoor u roep, ek ken u stem, ek luister na u woord. Laat Here ons gehoorsaam wees, u diens ons wat het hoort. Wat kan 'n groter vreugde wees, o Vader, Seun en Gees? Deur omgee en met uitreik hier, gaan ons met blydskap voort. Geliefdes, ons sien uit om vir julle te verwelkom op die 23ste November. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.